My hande hef ek op na U. Ek loof U naam en buig voor U, want U is hier. Goeiemôre pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening, vandag weer hier by julle. Ek wil ons boodskap die titel gee vandag, strome van lewende water. En dan praat die Here van sy Heilige Gees, julle. En hoe smag ek nie dat hierdie strome van lewende water meer en meer in my sal opspring nie. Ek hoop jy smag ook daarna. Maar die gedeelte wat die Here vir my gee is Johannes 4 en ek gaan nie die hele gedeelte vir jou kan lees nie. Jesus het by 'n put gekom waar 'n vrou was en die Samaritane het nie met die Jode omgegaan nie, julle, né? En 'n Joodse man sal nie met 'n Samaritaanse vrou praat nie, maar Jesus praat met haar. So kom ons hoor gou-gou wat het hier gebeur terwyl Jesus by die put is. Toe hy by die stad kom van Samaria, wat Sigar genoem word, ons is in Johannes 4 vers 5, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. En die fontein van Jakob was daar en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, so maar by die fontein gaan sit. Dit was omtrent die 6de uur. Daar kom 'n vrou uit Samaria wat om water te skep en Jesus sê vir haar, gee vir my water om te drink. Want sy disippels het na die stad gegaan om voedsel te koop en die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dat u wat 'n Jood is, van my vra om te drink terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is, want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie. Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gawe van God geken het en geweet het wie hy is wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou die lewende water gegee het. Julle sien, Jesus is die eerste sleutel. Jesus kom baie keer in ons lewens in en hy spreek met ons op 'n manier of deur 'n persoon of in 'n situasie met ons en ons besef nie soos hierdie vrou die waarde van wat op daai oomblik gebeur en dat daar dalk 'n doping van die Heilige Gees, 'n kragwerk van God en 'n invulling van sy krag kan plaasvind nie. Nou sê hy. En die vrou sê vir hom, Here, u het nie eers 'n skepding nie en die put is diep. Waarvandaan kry u die lewende water? U is tog nie groter as ons vader Jakob nie, wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het, en sy seuns en sy vee. Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in der ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, julle hier kom in, die water wat Jesus Christus vir my en vir jou sal gee, is die Heilige Gees. Sal in hom word 'n fontein van die water wat opspring tot in die ewige lewe. Ek wil net so ver gaan met ons. Julle, hierdie vrou was so gelukkig. Sy is verlore en sy is in haar sonde. Sy het met 5 mans wat sy al gehad het en 'n man waarmee sy saam bly. Julle, sy is in diep sonde en sy kom by die Here van die Here en die Koning van die Konings en hy vra haar water, glo vir my nie omdat hy nie daai water kan kry nie, want hy kan. Nee, maar hy vra vir haar water omdat hy vir haar 'n groter werk wil doen. Hy wil haar aanraak. Hy wil hê dat die dieptes van God in haar geopenbaar moet word. En hy wil haar op 'n plek bring waar die Heilige Gees soos 'n borrelende fontein binne in haar sal opspring. Nou ek wil vandag nou vir jou sê, Jesus is nou by jou en sy Heilige Gees is nou teenwoordig. En hy offer vir jou van sy lewende water. Wat hy sê wat in jou sal opspring en sal vloei tot binne in die ewige lewe. Nou wil ek vir jou vra,
Wil jy dit hê? Wil jy deur Jesus Christus gevul word? Wil jy deur die Heilige Gees en krag wil jy aangeraak word? Wil jy hê jou hele lewe moet verander en dat jou aardse lewe tot nul moet gaan en dat jy in 'n nuwe koninkryk van sy krag moet ingaan? Dan moet jy nou sê op hierdie oomblik, net daar waar jy is, Here Jesus, sê soos hierdie vrou, gee vir my van hierdie lewende water. Maar dit is as jy dit regtig wil hê. Weet jy wat? Die woord van die Here leer ons dat God sê dat as ons die Here bid, dat hy die Heilige Gees aan ons sal gee sonder om te verwyd. Nou Johannes die Doper het gekom na sy disippels en die mense rondom wat hom gevolg het. En hy sê ek doop julle wel, Matteus 3, met water tot bekering, maar hy wat na my kom, hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. En met hierdie boodskap wil ek vandag vir julle sê, julle, daar's groter dinge as net die gewone om Bybel te lees en elke aand jou gebedjie te doen en 'n mooi geestelike lewe te probeer lewe. God het groot dinge in die gees vir ons en hy het sy Heilige Gees gestuur om hom in sy volheid en sy krag en in sy vuur aan my en in jou te openbaar, sodat ons kan kom tot die volheid van die krag van God. En nou vra ek vir jou, wil jy dit hê? As jou antwoord ja is, maak jou oë toe, ek wil graag saam met jou bid. En ons gaan Jesus vra om te kom en nou te doop met die Heilige Gees en met vuur. Vader, ons kom na U in die naam van Jesus Christus, U Seun. En ons roep nou dat die doper van die Heilige Gees en vuur, Jesus Christus op hierdie oomblik nou sal kom, daar waar manne, daar waar vroue hierdie boodskap hoor en sê, Here, hier is ek, doop my met die Heilige Gees en met vuur, laat U woord, U Gees, Here, soos 'n krag in my losgemaak word. Vader, ek bid nou, in Jesus Christus se naam, raak hulle nou aan met die krag, die Heilige Gees en U vuur. Ek roep dit oor elkeen in Jesus se naam. En buig voor U, Amen. want U is hier. Ontvang Die die Heilige Gees. Liefde seëning is oor ons. van my hart. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien. Baie liefde en seëning vir julle. Amen.